Goeiedag en baie welkom aan ons diens vandag. Ek is weer baie dankbaar vir die geleentheid om met u die woord van die Here te deel. Kom ons draai na ons Bybels, ons lees vandag uit Jeremia hoofstuk 17, ons gaan van die eerste vers af lees. Die sonde van Juda is opgeteken met 'n eysterpen, met 'n diamantpen. Dit is ingegraveer op die tafels van hulle harte en op die horings van hulle altare. Net soos hulle aan hulle kinders dink hulle aan hulle altare en Asheras by skaduryke bome op die hoë heuwels. My berg in die oop veld, jou rykdom, al jou skatte, sal ek as byte gee, jou offerhoogtes in ruil vir die sonde in jou hele grondgebied. Jy sal deur jou eie toedoen moet afstand doen van jou erfenis wat ek vir jou gegee het. Ek sal jou die slaaf van jou vyande maak. In 'n land wat jy nie ken nie, want 'n vuur is aangesteek in my toorn, vir altyd sal dit brand. So sê die Here. Vervloek is die man wat op mense vertrou, wat in mense se krag vind, maar sy hart draai van die Here weg. Hy sal wees soos 'n jeneweer struik in die Araba. Hy sal nie dit opmerk wanneer die goeie kom nie. Hy sal tuis wees op dor plekke in die woestyn, op brak grond waar niemand woon nie. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, wie se vertroue die Here is. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is langs water, wat sy wortels uitstoot na die voor. Hy merk nie eers op dat die hitte kom nie. Sy blare bly groen. In 'n jaar van droogte raak hy nie angstig nie, en hy hou nie om vrugte op te dra nie. Die hart is bedriegliker as alles. Dit is ongeneeslik. Wie kan van die hart verstaan? Ek, die Here, deursoek harte en toets niere, om elkeen te vergeld volgens sy optrede, volgens die vrug van sy dade. 'n Patrys wat eiers uitbroei, sal nie gelê het nie, wat sy nie gelê het nie. So is iemand wat rykdom verwerf, maar nie met eerlikheid nie. Teen die helfte van sy dae verlaat het hom, en aan sy einde sal hy dwaas wees. 'n Roemryke troon, verhewe van die begin af, is die plek van ons heiligdom. Here, die hoop van Israel, almal wat U verlaat, sal beskaamd staan. Ja, wie van my af wegdraai sal in grond geskryf word, omdat hulle nie die fontein van lewende water, die Here, verlaat het. Maak my gesond, Here, en ek sal gesond wees. Verlos my, en ek sal verlos wees, want U is my lof. Kyk, hulle vra telkens vir my, waar bly die woord van die Here? Dit moet tog gebeur. Ek daarteen het nie by U daarop aangedring om nie 'n herder vir U te wees nie. Die noodlottige dag begeer ek nie. U weet self wat oor my lippe gekom het. Dit was U teenwoordigheid. Moenie vir my 'n verskrikking word nie. U is my skuilplek op die dag van onheil. Laat hulle wat my vervolg beskaamd staan, maar moenie dat ek die een is wat beskaamd staan nie. Laat hulle die wees wat vreesbevange is, maar moenie dat ek die een is wat vreesbevange is nie. Bring oor hulle die dag van onheil en verpletter hulle met 'n dubbele slag. Ons vra die seën van die Here op die lees van sy woord in ons midde vandag. Kom ons bid saam. Vader, vandag dink ons aan almal wat seer kry. Almal wat vrees het in hulle lewens. Almal wat 'n toevlug nodig het. En Here,
Ons vra vandag dat U vir ons 'n toevlug sal wees en dat U vir ons sal 'n herberg gee, dat ons van die wêreld wat ons jaag sal gaan beskerm kry. Dankie Vader vir U teenwoordigheid en mag elkeen van ons wat luister U woord hoor, U hart hoor, dat U vir ons 'n veilige plek is. En ons vra vandag dat as ons na U woord luister, dan sal ons hierdie woord aan ons in ons lewens leef, Here, daar volgens leef en vir U baie dankie sê. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vandag my tema is, die Here is my hoop. Die Here is my toevlug. My teksvers, die woorde van vers 17, moenie vir my 'n verskrikking word nie. U is my skuilplek op die dag van onheil. Die ander vertaling sê vir ons, moenie vir my 'n verskrikking wees nie. U is my hoop op die dag van onheil. Veronderstel, daar is 'n natuurramp in die land, hier waar ons woon, soos 'n brand wat uitbreek, huise word vernietig en jy soek hulp. Of daar is oorstromings in die dorp en daar is water deurdrink en jy moet gered word in daardie plek. Wat sou jy doen? Waarheen sou jy gaan om hulp te soek? Die brandweerstasie of by die polisiestasie? Miskien ja. 'n polisiestasie of by 'n brandweerstasie of 'n hospitaal ensovoorts sal skuiling vir ons bied. Dit verteenwoordig 'n toevlug, 'n skuiling vir behoeftige mense, hoop vir die haweloses en miskien veiligheid vir diegene wat deur die skelms gejag word, die rowers, die bendes, die bullies en die moordenaars. 'n Kerk kan ook as 'n noodsentrum dien vir mense wat hulp nodig het. Jy weet presies waarheen om te gaan as jy in die moeilikheid is. Ons lees hier die woorde uit die boek Jeremia. Jeremia het tussen 626 en 586 voor Christus teenoor Juda geprofeteer. Jerusalem het in 587 voor Christus deur Babylon geval, alles ingeneem. Jeremia het die vernietiging van Jerusalem en die tempel en die daaropvolgende ballingskap van sy volk gesien en vir die mense gesê, dit gaan gebeur. Die tema van Jeremia is een van oordeel. God gee berou as mense berouvol is en opregte berou toon. Ou Testamentiese profete het dikwels geprofeteer oor God se oordeel en ondergang. Dit is dieselfde met Jeremia. In hierdie geval sonder Jeremia afgoderry uit. Assosiasie met oorledenes en die begrawe van hulle dooies, deelname aan vuil wins en losbandigheid wat mense tot goddeloosheid lei. God se toorn brand teen hulle. Die woord van die Here in ons midde vandag, die woorde van vers 17, sê vir ons, moenie vir my is verskrikking word nie. U is my skuilplek op die dag van onheil. U is my hoop op die dag van onheil. Hoop is om aan die laaste draad vas te hou.
Daar was 'n fliek lang gelede by die naam Poseidon Avontuur, Poseidon Adventure. En daardie bootjie met al die mense het oorgeslaan en die mense was vasgetrek in die bootjie. 'n Paar van hulle het aan die bootjie gekap sodat mense wat rondom hulle gereis het, seevaarders wat verbyvaar hulle reis, sou hoor en hulle sou red. Maar dit was die laaste hoop, was die oorlewendes se laaste hoop, dit was hulle enigste hoop, dat mense wat hulle hoor kap op die bootjie, sy onderste gedeelte sou hoor en vir hulle sal kom red. Dit is hoop, dit is 'n laaste hoop vir mense wat daar betrap is. Toevlug is wanneer jy in 'n tyd van rampspoed, nood, gevaar, vyand wat jou agtervolg, toevlug op veilige hawe soek. Op 26 Desember 2004 het 'n massiewe tsunami Oos-Asië lande, Indonesië, Sri Lanka en Tamil Nadu en Thailand getref. Meer as 200.000 mense is dood, is oorlede en baie meer was dakloos gelaat. Deur God se genade is sommige dorpenaars op Thailand gered deur hulle teen 'n hoë heuwel soos 'n berg op te klim of uit te klim. Dit was hulle toevlugsoord om die tsunami te ontsnap. Dit was hulle toevlug. God is ons uiteindelike bron van veiligheid en beskerming teen rampspoed en teen ons vyande wat ons agtervolg. Ons lees op 1 Konings hoofstuk 2 dat koning Salomo Joab, die voormalige bevelvoerder van sy leer, laat doodmaak het wat Abner en Amasa en Absalom doodgemaak het. Joab het ook met Adonia saamgesweer teen koning Dawid, Salomo se pa. Hy is doodgemaak. Joab is doodgemaak ten spyte daarvan dat hy skuiling in die tent van aanbidding by die tempel gesoek het en aan die horings van die altaar vasgehou het. Die van ons weet en ons lees ons Bybels, weet die horings van die altaar was in Bybelse tye 'n plek van asiel en toevlug en skuiling en hoop. Enige individu in gevaar soos Adonia by 1 Konings 1 vers 50 kon die horings van die altaar gryp om beskerming en goddelike genade te soek of te verkry. God is die fundament van hoop gedurende tye van benoudheid en oordeel. Job in die Ou Testament by hoofstuk 13 vers 15 sê, kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom. Job was in 'n benaarde situasie. Al sy rykdom is gesteel. En nou insinueer is sy rykdom is gesteel. Hy was liggaamlik getuister en nou insinueer sy vriende dat al sy probleme sy eie toedoen was, dat hy op een of ander manier skuldig was aan sonde teen God en dat God hom gestraf het. Job spreek hierdie woorde tot ons verbasing. Hy is vastberade in sy troue op God en weier om God te vervloek. Sy fundament was so sterk te midde van uiterste beproewing. Sy geloof is geskit, maar nie vernietig nie. Dis soos die huis wat op 'n rots gebou is, soos ons in die Bybel lees. Daar is diegene, kinders van God,
vroom heiliges, volgelinge en aanbidders van Christus, wat deur geloof God hulle vertroue maak. Soos 'n vesting, net soos Job. Met ander woorde, hulle vertrou op, gee hulle oor aan vertroue op God. Hulle sal die vertroosting, die beskerming en verdediging van die Here ervaar. Daar is niks om te vrees as ons op God vertrou, as ons aan hom oorgee nie. God se dienaars, die dominees, predikante, leiers, het werk om te doen, waarmee hulle nie skaam of bang hoef te wees nie. Hulle het egter nodig om deur goddelike genade gehelp te word om daarmee voort te gaan, dit uit te voer, sonder skaamte of vrees. Jy sien, daar is antagoniste, de vyande daar buite en binne die kerk wat geneig is om hulle aan te val en om hulle werk te stuit. Daar is kwaadwillige gevoelens, dreigemente, bedreiging en ook moeilikheidmakers. Maar die woord is ons vesting. Die Here se woord beskerm ons. Die Here se woord is ons beloftes en ons staan op sy beloftes. By Romeine hoofstuk 8 en vers 31 lees ons, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dit is onnodig om moeilikheid te gaan soek. Maar as ons in die moeilikheid is, dan roep ons uit na die Here en hy red ons van daardie situasie. By Jesaja hoofstuk 45 lees ons, geen wapen wat teen jou gemaak word, sal suksesvol wees. Elke tong wat teen jou getuig in regsding sal jy skuldig verklaar. Dit is die erfdeel van die Here se diensknegte. Dit is hulle geregtigheid van my kant, is die uitspraak van die Here. Die Here is daar vir ons en hy beskerm ons en hy sit ons voete op soliede grond. By 2 Samuel hoofstuk 22 lees ons, hy het gesê, die Here is my rotsvesting, my bergskuiling, my bevryder. My God is my rots, by wie ek skuil, my skild en die horing van my redding, my toevlugsoord, my skuilplek, my verlosser, van geweld het hy my verlos. Kan ons daardie woorde sê vandag? En kan ons op daardie belofte van die Here staan vandag? Ag, as ons net die woorde van die Here ons eie kan maak vandag. Psalm hoofstuk 23, julle ken hierdie vers baie goed. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Die dal van doodskaduwee kan 'n finansiële probleem wees, gaan dood in die huisgesin wees, in jou familie. Dit gaan ander probleme wees, soos is gedagvaar deur ander mense, onregverdiglik. Dit is net soos 'n dal van daardie doodskaduwee, maar die Here is daar vir ons en hy gaan vir ons red en uit daardie penarie uitkry. Jesus is my hoop in tyd van onheil. En Jesus het ons 'n wen-wen situasie, nie soos op die sportswedstryd, op die sportsveld, nee. Want daar op die sportsveld het jy 2 spanne en daar gaan net een oorwinnaar wees. Die ander span verloor en die een wat wen. Dit is 'n spel wat daar gebeur op die sportsveld. Maar die Here gee vir ons 'n wen-wen situasie dat almal gelukkig is. Ons moet mededingend wees. Moenie 'n oorloop toelaat nie.
dat mense daar verloor en verlate daar weggaan. Vertrou God vir veiligheid en vertroosting wanneer jy teëspoed in die gesig staar. Daar word gesing, daar word geskree en ander maniere van intimidasie gebruik, soms veragtelike bedrog. Daar word gesê, of ons weet daarvan, dat op een of ander sport in die land, is daar skierpapier gebruik om beslissing in daardie wedstryd te kry. Dit is veragtelike bedrog. Dit alles om 'n onregverdige voordeel te kry. Iemand gaan wen, iemand gaan verloor, mense gaan wen teen enige prys, selfs met bedrog. Jesus het reeds gewen. Jesus het reeds die wêreld oorwin. Hy het die vyand oorwin. By Romeine hoofstuk 8 en vers 37 sê hy vir ons, maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ons is meer as oorwinnaars, ons is seëvierend oorwinnaars. Ons moet net vol vertroue wees en glo. Net soos Jeremia skuilings gesoek het teen die dag van onheil, so moet ons soek na skuiling en 'n herberg. Moenie na die duiwel luister nie. Hy is 'n leienaar, hy is 'n bedrieger, hy verneek ons, hy saai insinuasies in ons geheue, in ons gedagtes, hy mislei ons, hy laat 'n mens skuldig voel oor sy verlede. Die Here het alles oorwin. Die Here het ons vergewe. Die Here het al ons dinge in die verlede weggewas en skoon gemaak, en hy is ons Here en Meester nou. Kinders van God word aangeval, in 'n lokval gelei, in 'n lokval verlei. Moenie swig nie en staan vas, want die Here ons God, hy is ons skuiling, hy is ons hoop, hy is ons toevlug. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons hoor hier in u woord, dat u Here is ons toevlug, u is ons skuiling, en u is ons hoop vandag. Vader, vandag daag ek almal op, wat gejag word, wat aangejaag word. Vader, wat besoek is deur mense wat alle wil net probleme gee. Vader, ons het mense wat deur 'n dal van doodse skaduwee gaan. En Vader, hulle geen hoop. Mag hulle vandag hierdie woord luister en vir u uitsoek om hulle hoop te maak en te wees. Dankie Vader vir u belofte. Ons is dankbaar daarvoor. Ons staan op u belofte, Here, en ons kom skuil by u. U is ons herberg, u is ons hawe. Dankie Vader vir almal wat by u skuil vandag. En mag dit so wees, dat as iemand ver van u af is, dat hulle nader tot u sal kom vandag, en skuiling daar by u sal soek. In Jesus se naam. Amen.